episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jaco de Beer. Goeiemôre aan al ons luisteraars en ook Jonker wat vanoggend saam met my hier in ons virtuele ateljee is, waar ons Scriptura se episodes opneem en ons gaan vanoggend voort met 'n reeks waarmee ons besig is. Wat sê die vers? En ons gaan vanoggend kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 21. Beproef alle dinge, behou die goeie. Ons het almal al die vers gehoor en ons het al ook verskillende interpretasies daarvan gesien. En ons wil 'n bietjie daar gesels want ons is bewus daarvan dat hierdie een van die verse is wat baie verkeerd verstaan word ook en wat dan ook tot baie misbruik lei. So Jonker, dit is ons onderwerp vanmôre. Ek dink eerstens wil ons die vraag vra, wat is die algemene misbruike? Ek dink hier kan ons sommer net bietjie vrylik gesels uit ons eie lewe uit wat ons al gehoor het hieroor. As jy vir ons kan inval met 'n paar. Ja, Jaco, graag. Baie dankie. Ek dink daardie woord beproef is waar die fout gewoonlik inkom. Ek sien die 83 vertaling praat van toets alle dinge. Ek weet nou nie wat sê die 2020 vertaling byvoorbeeld nie. Maar die meeste van die vertalings praat maar van beproef. Ek sien in al die tale maar lyk dit asof dit die ding is. Ek sien daar's net een byvoorbeeld die RSV en die New Jerusalem Bible, hulle praat van test. So hulle gebruik ook die woord toets. En ek dink die alledaagse gebruik van die woord toets of beproef. Ek weet nie watter een is beter om te kies om te praat oor die wanpersepsies wat mense het nie. Dalk is die ding juis beproef, want ek het baie min of selde van iemand gehoor dat hulle sê toets alle dinge. Ek hoor maar gewoonlik die woorde, ons moet alle dinge beproef, sê die Bybel mos. En dan bou jy die goeie. Nou die algemene verstaan daarvan is, gaan as ek nou sommer in eenvoudig Afrikaans kan praat, gaan toetsbestuur ding, nee. Gaan toets dit uit. Jy weet, soos wat jy kar nou gaan toetsbestuur. Ry hom eers 'n bietjie, kyk of dit werk, of dit vir jou is, dan besluit jy, hou jy van dit of nie. En dit is nou baie konkrete voorbeeld, maar dit is min of meer hoe mense dit gebruik, nê? As jy nou praat van, jy weet, tieners praat van sigarette of vaping, of habli-babli of dagga, wat ook al, nê? Dan gaan toets hom eers, kyk of dit vir jou is, kyk of dit werk. As jy van dit hou maar aan. As jy nie van dit hou nie, moenie aanhou nie, of as jy sien, hoor jy, dit is nie so goed vir my nie, los dit dan nou maar net. So ek dink dis wat mense min of meer hoe hulle dit gebruik. Jy weet, jy moet hom so 'n toetsbestuur vat. Ja, ek wil so 'n bietjie aansluit by jou. Ek dink dis 'n goeie idee dat jy daai woord so 'n bietjie uitgrawe. Wat het die Grieks daaroor oorspronklik beteken nou? Ja, die woord daarso is dokimazo. Ons praat hierso en ons wil nie diep ingaan in die Griekse nie, ons is hier besig om iets aan te bied wat vir die algemene persoon is en so, maar dit is belangrik dat die woord verstaan. So die betekenis agter daai woord is dit kom uit die konsep van 'n goudsmid uit, né? Waar jy metale, in daai tyd het hulle metale gevat en het hulle aan hoë hitte, metale soos goud en silwer onderwerp en dan om die onsuiverheid uit te haal. So metaal is getoets vir sy suiwerheid as jy hom warm maak om te kyk hoeveel jy weet as jy ek weet nie of jy al gesien het nie, maar ek onthou my jong dae is ons mense doen nie meer vandag nie, maar sinkers gemaak het om te gaan hengel en jy smel die lood, dan dryf daarbo, mooi onder dit mooi silwer, dan dryf daai onsuiverhede daarbo op. Dis die idee, so die idee is om te toets vir die suiwerheid
van die produk of die element. En dit is wat hier gebeur, en so ek dink die hele idee van, jy moet iets proe om te ervaar of dit regtig lekker is of goed is nie wat hier bedoel word nie. En dit is die algemene misbruik. Misbruik is, gaan uit na die lewe toe, gaan proe die lewe op verskillende terreine, en proe wat goed en sleg is, ervaar wat goed en sleg is. Dis nie die idee nie. Die teenoorgestelde is eintlik waar is om 'n lering te onderwerp aan die waarheid van die woord en vir ons suiwerhede uit te filter. En so dat ek dink dit gee ons so 'n bietjie 'n goeie inleiding na die misbruike toe, die algemene misbruike, want dit is die verkeerde verstaan, is dat hierdie eintlik sê, gaan proe die lewe. En ek het al baie die ding gehoor, veral onder jong mense en ouer mense nie. Partykeer word dit spottend gebruik, is nee man, ek kan nou so 'n bietjie 'n drankie of 2 ekstra vat, want ek moet toets wat goed is, nee, ek moet nou proe wat goed genoeg is, en kyk hoe ver is my limiet. Party ouens sal sê, nee, kyk, party ouens kan 5 biere vat, of wat ook al, voor hy nou 'n bietjie aangeraak is en aangeklam is, en nou sê, nee, ek kan 2 vat, so ek moet gaan toets, nee, ek moet gaan toets wat is vir my, soos 'n bietjie speel met sonde, om te kyk, waar is my limiet is anders as jou limiet, so ek gaan nou eers 'n bietjie die lewe ervaar, en ja, ek gaan ook so 'n bietjie met verhoudings miskien speel, weet, hoe ver kan ek in verhoudings gaan, waar is die grens, waar het verkeerd gaan of nie, of met wêreldsheid, nee, hoe kan ek kan maar 'n bietjie wêrelds leef, en gee my 'n kans, ek is 'n jong persoon, ek gaan universiteit toe, ek gaan 'n bietjie pubcrawl doen, ek gaan 'n bietjie naglewe beleef, ek gaan 'n bietjie jy weet, na nagklubs toe gaan, dat ek self kan sien, ma en pa moet nie vir my sê dis verkeerd nie, laat ek self gaan sien of dit verkeerd is. Dis die algemene misbruik wat hier uitkom, maar dan ook in 'n sekere geestelike sin ook. Daar's mense wat sê ons moenie want dit is in die konteks waarvan hierdie teks gekom het, goeie geestelike gawes, weet, profesie, tale, al daai goed. Moet dit nie weggooi nie man. Net voor dit sê Paulus, moenie die gees uitblus nie, en moenie profesie onderdruk en daai tipe goed nie. En okay, nee, kom ons moet beproef met die profesie, ons moet beproef met die tale, sodat ons kan uitvind wat is die ware taal, of hoe moet ons nou regtig profeteer op die regte manier. Dis ook die idee wat hiermee gepropageer word. En so dit glad nie waarop hierdie se vers inspeel in die konteks waarin dit gekom het nie. Ek weet nie of jy ook iets ek kan dalk nog aan 'n voorbeeld dink, nee, jy weet, so wat jy ook nou sê, en ek dink wat ons albei sê is dit gaan vir mense baie keer oor ervaring. So toets jy 'n ding, jy gaan ervaar dit eers vir jouself. En 'n voorbeeld wat ek kan noem is, as mens dit nou jy weet, in die geestelike sin wil toepas, ek beleef nie regtig die kerk, of dat ek die Here hier kan dien nie, so ek gaan 'n bietjie ander kerke uittoets. Jy weet, die Here sê ons toets alle dinge, nê? So gaan kyk eers na die hele spektrum van dinge wat beskikbaar is, kyk wat vir jou werk. Jy weet, so is baie pragmaties baie keer, maar dit gaan oor ervaring. Ek ervaar dit lekker of goed of reg, of ek ervaar dit nie so nie. En dan kies jy ook sommer self, né? So dis baie subjektief en autonoom, jy weet, dat jy self jou eie waarheid vir jouself bepaal, né? Dus is baie relativisties. Ja. So ek meen as ons praat in ons gereformeerde eksegese, en dit is waar ons bietjie na die volgende gedeelte toe gaan, is wat was die oorspronklike konteks? Jy weet, as ons net 'n onmiddellike konteks kyk, net kort voor dit gee Paulus 'n kort klomp opdragte. Kom ek lees net vir ons so van vers 15 af. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir geld nie, maar jaag altyd na wat goed is. Daar kom die woordjie goed in, teenoor mekaar sowel as teenoor almal, wees altyd deurbly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En dan hierdie volgende 2 verse. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. So ons moet dit lees, ons moet nie versieteologie toepas nie, ons moet dit koppel aan wat dit Paulus hier bedoel. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie. So die agtergrond is hierdie, die profetiese gawes en die apostoliese gawes het nog gefunksioneer in daai tyd. En Tessalonisense was 'n gemeente wat redelik aktief was daarin, en ja, hulle was baie positiewe gesind daarteenoor. En so Paulus sê vir hulle, verag die profesie nie, maar beproef alle dinge. So die beproewing hier gaan oor die profetiese verkondiging, die profetiese gawe wat nog gefunksioneer het, die werking van die gees.
alles wat hulle gaan hoor, wat mense sê, so sê die Here, of dit nou 'n taal is wat iemand praat en uitgelê word, en of dit nou iemand wat sê as ek het 'n visioen van die Here gehad, of iemand wat sê die Here het my dit gesê om vir julle te sê, moes hulle daarna luister en hulle moes dit meet aan die apostoliese woord wat nog in daai tyd aan hulle verkondig was, wat nog in 'n redelike oral vorm was, maar ook nog nie volledig in die Bybel soos ons hom ken nie, maar reeds was daar die Ou Testament in 'n sekere vorm. So dit gaan nie oor die algemene woord van God as dit ons in ons tyd praat. En ons gaan 'n bietjie later praat oor hoe werk die hele profesie ding na ons tyd toe, maar basies was die opdrag hierso is, moenie net alles glo wat mense vir jou sê nie. Moenie net vat wat mense nou toe kom en sê, ek het 'n taal of 'n woord vir jou, of ek het 'n visioen of 'n prentjie vir jou nie. Meet dit aan wat ons julle geleer het, ons is die apostels, meet dit aan die waarheid. Dit herinner my aan Efesiërs 2:20, die kerk is gebou op die fondasie van die apostels en die profete. So, dis die idee van beproewing en toetsing hier, dis geestelike onderskeiding. Ek weet nie of jy iets wil wys daar by die jonker. Ja, graag. Dankie Jaco. Ek dink ek wil nog bietjie verder teruggaan in die konteks, hoofstuk 4. Net om vir die luisteraars mooi te verduidelik wat is die breër konteks. Kyk, voor ek hoofstuk 4 lees, kom ek sê net so, ons moet weet die gelowiges hier in Thessalonika, daar's 'n baie duidelike tema in hierdie boek en brief wat handel oor die afwagting op die wederkoms. Ons sien dit baie sterk in hoofstuk 4 na vore kom uiteindelik. Jy weet, die wat nou dood is, die wat nou lewe, wat gaan gebeur as Jesus weer kom, en om uit te sien en af te wag en gereed te wees, waaksaam te wees vir die wederkoms. So dis 'n baie sterk tema in die brief van Thessalonisense. En dan in hoofstuk 4 begin hy en hy sê, verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel. So daar sien jy ietsie al van beproef alle dinge. Julle het dit van ons geleer. En God behaag nog oorvloediger mag wees. So ons moet juis dinge so toets en beproef dat ons God sal behaag en dat ons lewenswandel dit sal wys. En dan bring hy al hierdie vreeslike dinge van die vlees wat uitkom, die sondes, nê, wat ons nie moet doen nie. En dan sê hy vers 7, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Dit is die hele doel, nê, en dan gaan hy oor na die ontslapenis toe, hulle wat nou al dood is in die Here, wat in die Here ontslaap het, en wat wag vir die wederkoms, en dat Paulus dan vir hulle verduidelik, wat gaan met hulle gebeur by die wederkoms, en dan hoor ons van die dag van die Here in hoofstuk 5, en hoe ons gereed moet wees vir die dag van die Here, want ons weet nie wanneer hy kom nie, so ons moet waaksaam lewe. En dis dan wanneer Paulus al hierdie instruksies sommer so een na die ander gee, en dan wat jy gelees het ook, en dan wil ek die laaste een lees, wat ook vir ons mooi konteks gee. Jy het nou net voor hom gestop, daar staan, beproef alle dinge en behou die goeie, en ek dink tog is nodig om die volgende vers te lees, onthou julle van elke vorm van kwaad. So, en natuurlik die vers daarna ook, nê, as God weer, as Christus weer kom, dat hy wat julle volkome maak, mag hy julle onberispelik bewaar tot by die wederkoms van Jesus Christus. So dis waaroor dit gaan, dit het niks daarmee te doen, soos ons aan die begin gesê het, van, hoor jy maar, toets nou maar alles uit, en gee hom 'n test drive, en kyk wat gebeur nie. Ja, dis wonderlik as mense net die skrif volg. Ek meen, mense dink baie keer eksegese en lees van die Bybel. Ek meen, nou is natuurlik dieper dinge, ons ontken dit nie, soos ons ook nou 'n bietjie na die Grieks verwys het, maar die Here het sy woord en sy wysheid in sy eenvoud gegee dat dit duidelik is. En ek dink die Westminster belydenis sê dit baie mooi, dat dit wat nie op een plek so duidelik is nie, sal op ander plekke meer duideliker belig word. So, al wat ons as gelowiges moet doen is regtig om die woord te lees in sy konteks en te hoor wat die Here vir ons sê. En as ek luister nou wat jy vir my sê, dan gooi dit alles uit die water uit. Dit blaas alles uit die water uit, wat hierdie hele idee van beproef as 'n proef van
is 'n ding nou regtig so sleg of so goed, is heeltemal teenstrydig, want ook wat ek in die skrif ook sien is, en ek het dit al baie teëgekom Jonker, dat mense se benadering oor sonde is eintlik meer om met te speel met die sonde as om 'n aktiewe, positiewe nee teen die sonde te hê. Die skrif is positief van die begin af. Draai jou weg van die sonde af. Vlug. Paulus skryf en hy sê vlug van die jeugdige luste. So dit is 'n voorafwaarskuwing. Dis nie 'n gaan speel op die stoep van die sonde nie. Die Bybel is proaktief teen die sonde. Die Bybel sê nie gaan kyk die fliek en gaan kyk of die fliek so sleg is soos wat hulle sê nie. Die Bybel sê nie gaan kroeg toe en gaan sit in die kroeg en luister wat daar aangaan en kyk of dit so erg is nie. As dit nie so erg is nie, bly nog 'n bietjie sit nie. Die Bybel ken, God ken ons sondige natuur. Die beeld wat ons gegee word aan Genesis, die sonde lê by jou deur en hy wag vir jou om jou te verslind. Nou, sonde is nie ongeduldig nie. En die Satan is nie ongeduldig. Is nie geduldig nie en sonde is nie ongeduldig nie. Dit sal die kleinste gapentjie wat jy in jou brein skape gee, dit sal lei tot die volgende groter gedagte. Dit is maar net hoe dit is. Dit is 'n sneeubal, dit is 'n geleibaan wat nie 'n stop het nie. So die idee dat dit nie gaan oor om te toets, om nou te gaan die wêreld ingaan en te gaan speel met te kyk hoe erg is dinge regtig om dit persoonlik te beleef, is glad vals teen die Bybel. Die Bybel is proaktief voor die tyd. Bly weg daarvan af. Leer jou kinders van kleintyd af die gevare van 'n naglewe, die gevare van 'n kroeglewe, die gevare van verkeerde vriende. Die Bybel is so dat slegte vriende korrup goeie morele waardes. Dit is proaktief voor die tyd. Ek onthou toe ek jong was hierdie vers nogal baie gedruk in my tyd. Ons groot geword het, veral met as jong mense 'n bietjie by tienerskap kom en hulle begin bietjie rondleef, dan sal ek baie in die kerkkringe waarin ek was, die KJA kringe waarin ek was, nee man, los hulle so 'n bietjie, hulle is besig om te beproef wat er goed is, hulle sal daar uitkom, dis nou maar 'n fase waar hulle ingaan. Dis nie Bybelse taal nie. Die Bybel leer ons om ons kinders proaktief groot te maak, vooraf te leer. Dis een ding om in die wêreld te leef, om te sê jy leef in die wêreld, maar jy's nie van die wêreld nie. En dis 'n ander baie fyn lyn om te sê, maar laat hy gaan toets en ons gee hom bietjie tou, laat hy net so bietjie kan gaan toets. Jy weet, laat hy self sy kop kan stamp en kan sien dit. Jy weet, dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Veral met betrekking tot ons kinders, soos jy dit reg gesê het, nê. En ek dink baie keer is mense nuuskierig, nê. Partykeer voel mense dalk hulle lewe is nie so opwindend nie. Hulle het nie so baie blootstelling aan dinge nie en dan begin 'n skierigheid kom. Maar Jakobus sê dat jy val vir die sonde en vir die versoekinge vanweë die begeerlikhede van jou vlees. So dis waar die probleem lê. So die Bybel is baie duidelik. Moenie hierdie goed gaan toets soos wat die wêreld nou daarvan praat nie. Vlug vir dit. Maar goed, dis nou maar wat die verkeerde manier sê. Net so tong in die kies om by jou aan te sluit. Nuuskierigheid was die Satan se versoeking aan Adam en Eva. Jy kan soos God wees. Hy het hulle nuuskierig gemaak oor iets wat hulle nie bedoel was voor nie. Hy het hulle geprikkel vir iets buite. Hy het hulle nuuskierigheid geprikkel vir die sonde en hulle daaraan toegegee. So, en dis hoekom hierdie volgende vers so mooi sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Hy sê nie gaan kyk nog na dit nie. Hy sê los dit uit. So ek dink ons het nou geraak aan een van die vrae reeds redelik in detail wat ek by uitkom, wat het dit vir hulle beteken. Ek dink kom ons praat dit bietjie in ons konteks, want dinge is bietjie anders van die Tessalonisense na ons toe. Ek het dit reeds aangeraak op 'n manier. Die profetiese gawes was nog aktief daai tyd. Tale en kom ons sê net tale was mensetale. Ons is nie 'n brabbeltaal nie, maar dit was aktief in daai tyd. Die profetiese gawes was nog steeds aktief. So die vers beteken nie vir ons dan nou as ons nou by die regte beginsel uitkom van geestelike onderskeiding dat okay, goed, daar is profetiese gawe vandag, daar is nog profete en apostels vandag nie. Ons moet net onderskei, praat hulle die regte ding nie. Praat hulle immorele of wat 'n goeie. Dis nie wat die vers ook vir ons hier probeer sê nie. In ons konteks vandag sê dit vir ons om wat die prediker preek, want nou is die prediker nog steeds die profeet in aanhalingstekens van die woord van God. Hy funksioneer as jy wil in die kantoor van die apostel. Ons is nie fisiese apostels nie, ons is uitgestuurdes
van ons groot apostel Jesus Christus. Ons is profete van ons groot profeet en apostel en koning en priester Jesus Christus. So ons verkondig die woord. En mense kom met stemme na ons toe. Baie stemme gaan elke dag na ons toe kom. Wat maar profete is van die wêreld en profete is van valse leer. En ons moet onderskei. Ons moet onderskei vanuit die woord. Ons moet dit meet aan die woord. En dit moet hierdie toets deurstaan. Dit moet warm gemaak word deur die woord. Daai dinge wat jy hoor, wat jy lees daar buite dat mense vir jou sê, soos byvoorbeeld hierdie teks gaan speel bietjie met die sonde, is dit wat die Bybel sê? Gooi dit in die oond van die woord. Laat die woord dit brand. Gooi dit in God se vuur van sy woord. En kyk wat se onsuiverhede kom daaruit. So ek sou sê vir ons in ons moderne konteks beteken dit hoe ons dit wat ons hoor van die kansel af, van die radio af, van potgooi af selfs, hierdie potgooi, praat ons die waarheid, meet ons aan die woord van God. Iets wat jy wil byvoeg daarby, Jonker? Ja, dankie Jaco. Ek dink ek wil net so halwe stap terug gaan om te sê, maar wat sê die waarheid dan nou? Die ware verklaring van hierdie vers? Ons het nou die konteks mooi gegee en jy het dit baie mooi uitgelig wat dit beteken daar die loutering van goud. En hoe jy dan die waarheid van die leuen skei. So dit gaan daaroor kyk wat is eg, kyk wat is waar. Dit laat my nogal dink aan as dit Filippense 2 dink ek 4 vers ek dink 4 vers 8 rond, nê. Waar hy sê alles wat reg is, alles wat goed is, alles wat mooi is, alles wat waar is, doen dit, nê. So dit gaan daaroor, ja, jy moet 'n oordeel vel, maar aan die hand van wat? Aan die hand van wat moet jy toets en dis die punt, nê, dit moet gedoen word aan die hand van die woord van God en die waarheid. En ek dink aan 2 gedeeltes wat ek graag dink ons kan nastreef om die hoe van die toets te doen. En dit is Romeine 12, die hele Romeine 12 eintlik, maar Romeine 12 vers 2 sê dan word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nou die gemoed is dit kan nou klink soos hoe voel ek vandag, maar dis nie presies wat daar staan nie. Dit gaan oor die verandering van jou gedagtes. En dan sê hy, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Maar jy kan dit net doen aan die hand van God se woord. En in praktyk, hoe jy dit moet uitleef. So dis deur die Gees. En dit bring my by die tweede gedeelte, en ek dink, natuurlik kan jy die gedeelte vat van die vrug van die Gees en die vrug van die vlees. Maar ek dink nou spesifiek aan hoofstuk 5 van Efesiërs. Nee, Efesiërs 5 sê hy begin praat, hy sê wees dan navolgers van God soos kinders, geliefde kinders, nê? Om vir hom aangename offer en tot lieflike geur te wees. En dan bring hy weer die werke van die vlees. Hy sê hoerery, allerhande onreinheid, al daai dinge. Hy sê dit moet onder julle nie genoem word eers nie. En dan al daardie goed wat daarmee saamgaan, en dan sê hy moenie met daai mense deel nie, moenie met hulle meng nie, nê. Hy sê nou is julle lig in die Here, so julle wandel nie meer in die duisternis, jy wandel dan soos kinders van die lig. En dan sê hy die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en dan kom dieselfde woord amper as wat ons gehoor het in ons teksgedeelte, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Moenie met die werke van die onvrugbare van die duisternis gemeenskap hê nie. So hy sê eintlik hou by die woord van God, leef dit uit, volhard daarin en bestudeer die woord van God om daardie loutering van goud te kan sien hoe die waarheid van die leuen geskei word. Ja, dis 'n baie mooi lyn wat jy getrek en ek hou baie van hoe jy die skrif daarbey ingewerk het. Dit is baie belangrik dat ons wat ons sê skrif gefundeer doen en dis mooi hoe jy dit daar ingeskilder het. So ja, die volgende stap sal ook wees en ons wil altyd na Christus wys en ons wil hier eindig en ek glo hierdie teks wys ook vir ons baie mooi daarna. Daar's 2 maniere wat ek hier wil ingooi. Hoe wys die teks ons na Christus? Eerstens, ons dink aan Jesus se eie hoëpriesterlike gebed, nê, waar hy gebid het in Johannes 17 vers 17, heilig hulle in die waarheid.
U woord is die waarheid. Vir my is dit amper die smeltkroes, as dit so kan noem, wat Jesus hiervan bid. Uit 'n passie en 'n hart vir sy kerk. Hy wil hê sy kerk moet in heiligheid en waarheid wandel. Hy wil hê sy kinders moet op die weg van heiligheid en waarheid wees. En daarom bid hy vir dit. Hy bid dat sy volk en sy kinders en sy kerk in die waarheid sal wees, in die waarheid sal wandel, en dat hulle geheilig sal word in die waarheid. Dit is vir my mooi hierdie idee, geheilig in die waarheid. Hoe werk ons heiligmaking, ons daaglikse heiligmaking, waar ons groei in liefde en kennis vir Christus, is in die waarheid. Dan bid hy verder, en hy gee die antwoord, hy sê, u woord is die waarheid, né? En dit speel ook vir my in op wat Jesus gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. 3 groot dinge, ek is die weg na God toe, ek is die waarheid. Wil jy weet wat is waarheid? Het jy 'n klomp vrae in die lewe? Waarheid is gekoppel aan die persoon van Christus. Dit is nie 'n losstaande filosofiese idee nie. Die woord waarheid is nie 'n konsep wat in die lug vloei nie, want baie mense neem die idee van waarheid op. Ons hoor dit in die wêreld ook. Waarheid is Christus. Hy is die logos, hy is die woord, lewe wordende woord, die woord wat lewe geword het, onder ons kom woon het. Die woord spreek oor Christus. Ons moet Christus in die woord soek. Ons kry ons volle vrug en heiligmaking by hom. Hy maak ons ook elke dag al hoe meer na sy beeld, skep en vernuwe ons na sy beeld. En so, beproef alles, behou die goeie, wys vir my na Christus ook in die sin. Ons moet Christus soek, ons moet sy weg bewandel, ons moet sy woord, dit was sy gebed vir sy kerk, heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Hy wil ons met ons gedagtes, soos jy na Romeine verwys het, laat julle denke vernuwe deur die woord. Ons moet begin anders dink oor die lewe. Ons moet 'n gesonde wêreldbeeld skep, 'n lewende wêreld Christusbeeld waaruit ons lewe, en dit kom deur die woord van God. En dit sny hierdie onsuiverheid uit ons lewe uit, in ons dinge wat ons hoor, die dinge wat ons sien, en ook in ons eie lewe. Laaste woord van jou, Jonker, rondom dit. Hoe wys dit na ons, na Christus? Ja, klein laaste woord. Ons teksgedeelte binne die konteks gee vir ons eintlik alles reeds. Ons het nou na ander tekste verwys, maar net die gedagte voor ons teksgedeelte waar al daardie opdragte kom, sê hy baie duidelik, vers 8, hoofstuk 5 vers 8, maar laat ons wat van die dag is nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan en as helm die hoop op die saligheid, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. En dan sê hy, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Presies. Mooi nee, so dit lê daar. Ja. Hy het inteendeel reeds na Christus verwys voor hy nou begin praat het. So dis in die konteks van Christus wat hy hierdie gesê het, né? En dis die maatstaf. Ja. Baie dankie Jonker, ek dink ons eindig daar met hierdie vers. Ek vertrou dat dit vir ons luisteraars ook mooi lig gewerp het op God se woord en wat dit beteken, en mag dit ook vir u stig en lei in die waarheid, en mag u ook groei in die waarheid. Tot 'n volgende keer. Baie dankie.